Ek sal die Here loof, sy naam bly in my mond, my hart roep na hom, deur sy goedheid verstom. Kom maak die Here groot, kom verhef sy naam, God u alleen, verdien die eer. Geliefde, goeiedag. Ons praat oor beter. Wat is beter? En hoekom is ons beter daaraan toe, as mense van die verlede? En vandag kom ons by 'n baie interessante stukkie, en ek kan baie lank hieroor praat, maar ek het nie die tyd op hierdie forum om dit te doen nie, so ek gaan baie kort praat oor Hebreërs 8, en ons lees vers 1 tot 6. Die hoofsaak van wat gesê is dit: ons het 'n hoëpriester, een wat gaan sit het aan die regterkant van die troon van die majesteit in die hemel. Hy is bedienaar van die heiligdom, die ware verbondstent, wat deur die Here opgerig is en nie deur 'n mens nie. Elke hoëpriester word aangestel om gawes en offers te bring. Daarom moet ook hierdie een iets hê om te offer. As hy nog op aarde was, sou hy nie eens priester kon wees nie, omdat volgens die wet daar reeds priesters was om die gawe te offer. Hulle bedien egter slegs 'n afbeelding en 'n skadubeeld van die hemelse heiligdom. Toe Moses die goddelike opdrag gekry het om die verbondswet op te rig, het God gesê: "Sorg dat jy alles maak volgens die voorbeeld wat ek jou op die berg gewys het." Maar nou het Jesus 'n voortreffeliker priesterdiens gekry, deurdat hy middelaar is van 'n beter verbond wat op uitnemender beloftes gegrond is. Ons kan so groot oog kyk na die Ou Testament helde. En ek praat van Moses, en ek praat van Gideon, en ek praat van Josua, en daar is 'n magdom van hulle. Ek praat nou nie eens van die groot profete nie, of die groot koning soos Dawid nie. En ons is verstom, en ons beny hulle vir hulle wandel met God, hulle verstaan van God, hoe hulle net so naby aan God was, dat God letterlik met hulle gepraat het self, soos 'n man met sy vriend, staan daar het God met Moses byvoorbeeld gepraat. En ons dink, wow, dit was hom goed in daai ou dae vir daardie mense. Maar nee, sê prediker, dit was nie beter nie. Wat beter is wat ons so pas gelees het. Maar nou het Jesus 'n voortreffeliker priesterdiens gekry, deurdat hy middelaar van 'n beter verbond, wat op uitnemender beloftes gegrond is. Die Ou Testament mens kon uitsien na 'n mooi nuwe land wat lekker vrugbaar is. Ek en jy sien uit na 'n ewige lewe. 'n Ewige lewe saam met God, in die teenwoordigheid van hierdie God. Dis hoekom Christus, ons vriend, alles kom doen het wat hy kom doen het, om ons vry te maak van alles van die verlede, en vir ons 'n totaal spiksplinte nuwe toekoms te gee, een waarom mens regtig opgewonde kan wees, want jy weet, dit gaan nog beter wees as wat ek nou het. Ek gaan nooit daar kyk en terugsit en sê die goeie ou dae nie. Ek gaan daar kyk en ek gaan sê, dis die beste dae, want dis die dae saam met my God. Sien die inhoud van die ou verbond. Was een van, ek is jou God en jy moet as my mens leef. En as jy dit nie reg kry nie, dan is daar straf ter sprake. Die inhoud van die nuwe verbond is, ek is nog steeds jou God, en ek het jou sonde kom betaal. Ek het jou, klein sondige mensie, met myself versoen. Ek het vrede gemaak teen jou. In Christus, die dood en die opstanding van my seun, het alles wat vir jou verlossing moet gebeur, reeds gebeur. En daarom is dit beter. Leef jy beter? Die pad wat ek en jy vandag stap, deur hierdie te mekaar wêreld, is 'n beter pad as wat enige iemand voor ons nog ooit kon stap. Want ons weet, dis die pad van verlossing. Dis die pad na die ewige lewe. En dis altyd 'n beter pad. Die Hebreërskrywer sê in vers 12, oor hulle ongeregtighede sal ek genadig wees en hulle sondes nooit meer dink nie. Dis die inhoud van die nuwe verbond. Dis mos nou beter. Shalom.
die Here groot, kom verhef sy naam. God, u alleen verdien die